What do you do when life throws you oranges? Jy maak lemoenwyn natuurlik. En ek gaan vandag vir julle stap vir stap verduidelik hoe gaan ons lemoenwyn maak. Maar julle kan basies wyn maak van enige vrug, of julle nou appels, pere of selfs pluime. Byvoorbeeld, hierdie is 'n baie lekker pluimwyn wat ons laas maand gemaak het. Maar ons sal vandag begin met lemoene, aangesien dit nou herfstseisoen is en lemoene is nou volop beskikbaar en teen 'n baie billike prys in alle vrugte en groentewinkels, het ons besluit op lemoene. So, kom ons begin. Ons sal vandag begin met stap 1 en soos wat die dae aangaan, gaan ons die proses verder vat na stap 2 en stap 3 en stap 4 en stap 5 toe. Maar ons fokus vandag op stap 1. So, jy het basies 10 kg vrugte nodig. Maak nie saak wat se vrug jy gebruik nie. Vir 'n 25 liter fermentasiebakket het jy basies 10 kg vrugte nodig en tussen 5 en 6 kg suiker. Dit hang af hoe sterk jy jou wyn wil hê. 'n 5 of 6 kg gaan gewoonlik vir jou tussen 12 en 13% alkohol by volume gee. So dit hang af hoe sterk jy jou wyn wil hê. Maar ek gaan die hele proses vir julle baie mooi verduidelik. So as daar enige vrae is, drop 'n comment en ek sal meer as bereid wees om vir julle te antwoord. Ok, so stap 1. Ons kan natuurlik nie die lemoene vat en dit net so in die fermentasiebakket gooi nie. Wat ons moet doen is ons moet dit eers skil. Nou, om die hele proses makliker te maak, gaan ek nie nou hier staan en 10 kg lemoene skil nie. So, ja, ons vat 1 lemoen. Nou, lemoene is bietjie tricky. Soos met baie van jou ander vrugte, kan ons nie noodwendig die pit gebruik nie, maar met lemoene is dit nie regtig 'n probleem. Maar die probleem met lemoene is die skil. En is die skil, nie noodwendig die skil nie, maar is hierdie wit goed in die skil, wat vir jou 'n bitter smaak aan jou wyn kan gee. So, as jy nou jou lemoen skil, ons probeer soveel as moontlik van hierdie wit goed afkry. Okay. Wat ons ook nodig het, is baie mense, baie van die plekke, jy kan of 'n potato masher gebruik, wat, kom ons wees eerlik, wat jou baie lang tyd gaan vat. Ek persoonlik self, en natuurlik van 'n blender. Dit is baie makliker en baie vinniger. So wat ons doen is spreek die lemoen op in stukke. En dan hou daarvan nog 'n klein bietjie water by die goed te gooi, net om seker te maak 'n juice bietjie lekker. En dis so maklik soos dit. Nou, ons het dit klaar gedoen met 10 kg lemoene. En ek gaan nou nie die hele dag hier staan vir julle wys hoe lemoene te juice nie. So kom ons beweeg aan. So wat jy nodig het, is jou fermentasiebak. Maak seker jou bubbler
is in jou fermentasiebakket. Nou, vir jou resep het jy jou meshpack nodig. En dan soos wat jy die lemoene nou blend, of kan ek sê juice, is dit baie makliker om dit sommer net direk in jou meshpack in te gooi. Nou, soos ek vroeër gesê het, ons het 10 kg lemoene klaar gejuice om met veremelk lekker te maak op die weer. So, wat ek nou basies hier gaan doen, ek gaan alles wat ons nou vroeër gejuice het, net ga ek 'n bietjie roer gee. Nou, soos julle kan sien, daar's relatief baie pulp daar binne. Dis juist hoekom ons die meshpack gebruik, om so meeste van die pulp op te vang, sodat dit nie in jou wyn opeindig nie. Nou, wat ek gewoonlik doen is ek trek die touwtjie styf, en dan draai ek hom so 'n paar keer om homself, om seker te maak hy is ordentlik geseël, dat hom nie van die pulp uitkom nie. En dan druk ek hom net so een keer deur. Soos dit. Ok. So, daar is ons lemoene nou in die fermentasiebakket. Nou saam met die, moet ons suiker ingooi. Nou, om tyd te spaar weer eens, soos ek gesê het, tussen 5 en 6 kg suiker. Ek het 5 kg suiker, het ek klaar opgelos in water. Dis gewoonlik, wat ek gewoonlik doen is ek vat 2,5 kg suiker. Ek gooi het in 'n emmer, of in 'n groot pakket soos hierdie, en ek gooi warm water daaroor, en maak seker dit los 100% op die suiker dit is. En net om seker te maak dat die suiker opgelos is, om dinge net vinniger te maak. Nou, dit behoort jou bakket so gewoonlik so teen, kan ek sê, 2/3 vol te maak. Nou, ons wil nie die bakket heeltemal vol hê nie, want anders gaan dit oorborrel binne in jou bubbler en ons wil dit nie hê nie. Ek gaan net gou nog water kry, verskoon my. Soos wat julle kan sien, hy is nou so omtrent so, ek sal sê 2/3 vol. Nou, voordat ek nog water gaan bygooi, want ons wil omtrent tot omtrent so, daar so kry. Oor die skare weer basies begin. Ek wil net vir my eie informasie, sal ek graag wil weet, wat die suiker hoeveelheid is en wat die potential alcohol is. Nou, jy kan jou drameter sommer net so ingooi en blikkies is baie hoog. It's off the scale. Ek weet nie of hy raak net vastgevang het nie, kom ons probeer weer. Nee, ek kan niks vast nie. Kijk, baie hoog. Nou vir wyn, en vooral vir die gis wat ons gebruik, is dit nie 'n goeie ding nie. So, om my alcohol content af te bring, en om die bakket vol te maak, gaan ek nog water bygooi.
En soos ek gesê het, ek wil net so kry tot by die skaduwee. Kom ons roer hom net gou weer deur. Stoor die bucket net gou een kant toe. Ons kyk waar opstaan hy nou. Hy is in die middel van die grys. Hy is tans op 'n potensiële alkohol van 15% en sy suiker is 1.1 wat 'n baie goeie hoeveelheid suiker is en 'n baie goeie alkohol kwaliteit. So, wat ons nou gaan doen is gewoonlik vat ek nie die pH van my wyne nie, want my resepte werk gewoonlik uit. Maar hierdie is nou die eerste keer wat ek lemoenwyn maak, so ek is bietjie bekommerd oor die pH en ons gis wat ons gebruik hou van 'n pH wat tussen 3.2 en 3.6. Ek weet, dit is tegniese inligting en julle het nie al hierdie inligting nodig nie, maar dis net ter inligting. So kom ons meet gou die pH van hierdie lemoenwyn. Of basis lemoensap op hierdie stadium. Op hierdie stadium is hy 4.1. Hy het bietjie opgekom saam met die suikerwater, want hy was bietjie vroeër op 2.iets. So, net om die pH bietjie af te bring, gaan ek 'n so 'n halwe teelepel citric acid in. Nou, toe ek my appelwyn gemaak het, het ek 1.5 teelepels ingegooi en toe ek my plumwyn gemaak het, het ek so 1 lepel bygegooi. So dat dan maar wat se vrug jy gebruik of jou citric acid jy insit. En citric acid bring jou pH af. Dan so kom ons roer hom net gou weer bietjie. Nou, as julle kyk na julle resepte wat op ons webpage is, www.wineandshine.co.za. Dis al die wynresepte wat ek klaar geprobeer het en perfek gemaak het vir julle, om seker te maak dat julle die regte hoeveelhede daarop het. So kom ons toets hom net gou weer. Nou dat ons pH reg is, gaan ons petrolytic enzyme tongknipper insit. Nou, hier is genoeg vir 3 batches in hierdie een botteltjie. So die enigste 2 goed wat jy basies moet meet in jou hele wynmaakproses is jou citric acid en jou petrolytic enzyme. Nou, jy het basies 5 bols nodig. So jy het 1 teelepel nodig. Nou wat jou petrolytic enzymes doen is dit breek jou vrugte af. Bring al die smake uit, al die geure uit, sodat jou wyn, sodat jy meer van die smake en die geure binne in jou wyn het. Okay, en dit roer jy weer alles deur. En een laaste ding, by die laaste punt is van stap 1, is jou sodium metabisulfate. Ek moes baie hard werk om my woord te sê. Ja. Nou wat jy sodium metabisulfate doen is, dis basies 'n sanitizer.
Ja, maar hoekom sanitize voordat jy jou gis ingooi? Moenie worry nie, jou sodium metabisulfite moet vir 24 uur staan voordat jy jou gis ingooi. Die rede hoekom jy sodium metabisulfite ingooi voor die tyd is om van al die williges wat tans in jou vrugte is, ontslae te raak. Nou, hoekom is dit belangrik? Want jou willigis gaan vir jou wyn 'n ander smaak gee. En dis wat ons probeer vermoed. So, en die sodium metabisulfite maak ook net seker dat alles skoon en gesanitiseer is voordat jy die wonderlike gespys het. En that's it vir stap 1. Al wat jy nou moet doen is, jy sit jou deksel op, maak seker hy's ordentlik toe, en haal jy rooi dopie af, en jy gooi 'n bietjie water, nie te veel nie, net 'n bietjie, net so dat aan die helfte van daar 2 bubbles kom, want dit gaan nou die CO2 uitlaat en keer dat daar ander goed weer terugkom in jou wyn in. And that's it. Dit is so maklik soos dit. Dis basies stap 1. So, ek hoop julle is reg. Ek sien uit om hierdie wyn saam met julle klaar te maak. Shine on.